Goeiemiddag almal. Welkom hier by skoubestuurvergadering Vrydag 14 November. Die jaar staan op al einde se kant toe. Daar's nog net so 3 of 4 vergaderings oor dan hierdie jaar op die res. Voor ons begin sal ons vir Peer vra om ons toe met gebed asseblief. Dankie Peer. Ons aan met die toespraak vandag is Leon Koolman. Hy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel oor hoe dat ons ekonomie aan die hartlede selfskatting. En hy kan vertel wat dat alles behels en waaroor dit gaan. Ek gee oor vir jou, Leon. Baie dankie vir almal wat hier is. Dit is regtig voorreg om weer 'n slag hier by julle te wees. Dit het nogal baie verander van die huis se kant af. Daar by daai ander restaurant gewees saam met julle. Ja, die getalle sal seker nog bykom. Seker daarvan. Om dit net ek moet net die passie bly hou. Ek dink dit is maar al oor dit gaan. Baie dankie. Ja, dit is van alles oor passie en van alles oor visie. Dit is die twee groot goed. Agter te staan. So, wat die selfbeskikking aanbetref, was dit nogal vir my iets wat ek nie aan belang gestel het van 'n sekonde lank nie. Regtig nie daaraan gedink nie. En maar toe ek my weet kry as ek binne in hierdie ding. En die mense sit elke dag, soos met besigheid, ek myself 'n sakeman in 'n konstruksiebedryf. En vandag gaan dit goed. En môre kan jy nie glo dat die mure skeef, die dak is nie reg aan my nie. Weet die profiles lê skeef. Maar dis maar die lewe. Dit werk so. En meeste van goed wat 'n bietjie wil vlam vat gewoonlik so 5 jaar. Enige iemand wat in sake is, al daai baie goed verstaan. Maar wat daai ding help is netwerk. Nou netwerk is soos daai Engelse man wat laasweek hier was. Hy het 'n manier om te sê, "Wel, gaan praat net daaroor. Praat net daaroor, kry verwyste name en toe ek 'n jong man was, het ek polisse verkoop." So ek was in die omgewing. En wat nou gebeur het is, ek kom toe nou die een dag al by my bestuurder aan 'n live kry in Carletonville en ek sê vir Wouter, ek het 'n verskriklike slegte maand gehad, 3 maande. Hy sê vir ag, ou Leon, vertel my net al die drama van jou hoog, dat ek begin daar uitpak, né. Hy sê vir my, "Joh, dit gaan so erg met jou. Ek is nou 9 uur, maar kom ek kry jou so 09:30. Dan gaan ry ons 'n groot raaitjie met my kar." Nee, is reg. Wie ken Carletonville? Okay. Nou. Klim ek en hy in sy kar. Mooi BMW. En hy is daar met bestuurder. En ons ry van Carletonville af. Deelkraal toe. Nou dit is dit my dorp, seker so 25 kilos weg van Carletonville af. Hy stop daar en hy sê vir jou, "Hoor, ek net gehoor, dis daar iets fout met my linker agterwiel. Kyk net gou vir my." Nee, met uitklim sê hy. Klim uit en kyk net gou mooi. Nou hy sê, "Maak net gou die deur toe." Maak die deur toe. Hy sluit die deur, kyk hier ou sê so, "Wat gaan nou aan?" Hy vat vir my 'n skryfblok en 'n pen, hy vat hom so en hy sit hom op die dak en hy sê, "Vat hierdie ding." Ek sê, "Ja, wat nou?" Hy sê, "Nee. Nou gaan klop jy deure. Ek kry jou vanaand 5 uur hierso weer, net hier. Jy kan nou daar sit en jy kan hy. Of jy gaan deure klop." Wel, nodeloos om te sê ek het testamente geskryf. Ek het polisse verkoop en ek was die top oor die maand daarna. Dis soos dit is. En dit, jy weet, 'n mens moet seker maar, ek het nie daai tyd regtig visie gehad nie, maar ek het opleiding gekry. Dit in die finansiële kant van die lewe, wat my verskriklik baie gehelp het met die konstruksiebedryf. So, maar ek sê maar net,
As jy nou praat van visie, kan 'n mens nou seker praat van daai 3 klonkies wat in 19 daar ergens het hulle gesê ons gaan Suid-Afrika regeer. Dis ek hulle die ANC. Nou ja, 100 jaar verder, dan gaan jy. Wat kan jy sê? Daar Boshoff staat sy possewaans op en hy trek oor Oranje toe. Ek was die week daar. En baie van ons, ek self het gesê, joh, nee, ek dink nie so nie. Dit is allemaal pragtig daar in die Groemadulas. Maar nou ja, daar's nou colleges, daar's state of the art helikopter landingplek vir die klinieke, daar's water. Jy koop die botteltjie water, dan op die botteltjie staan Oranje kraanwater. Is nie een van die suiwer en dink, dis net Oranje. En dit is vir my so mooi van die boere, van ons mense. Ons kan nie gaan lê nie. Ja, en dit bring my weer 'n bietjie na die politiek toe, wat ek haat met 'n passie. So, maar ongelukkig het ek vir almal al gesê, jy moet die stelsel gebruik om die stelsel in te gaan. Dan vat jy die stelsel en jy werk die stelsel na jou kant. Dit is belangrik. Maar goed. Nou, die een groot ding wat ons het, is hierdie ewige stryd tussen ons mense. Maar, weet jy wat, ek dink 'n ou moet net vinnig terug van na die woord toe. Ek dink die ding werk so. Toe die Israeliete uit die woestyn uitgetrek het en die klomp staan al bo op die berg en hulle kyk al oor Kanaan af. Wat gebeur? Ou Josua het looitjies getrek. Elke ou het in sy eie plek gaan bly. Het nie almal saam onder een dak gaan bly. Nog 'n verder mooi ding wat 'n mens wat hoor, is hierdie storie van waar Christus vir ons leer en sê, julle is 'n liggaam. Almal wil partykeer die voorvinger wees, ander wil die duim wees, almal wil net die bek wees. Jy weet, en dan kry jy hierdie stil, rustige ouens so ver, hulle wil net hoor en praat nie baie nie. Jy weet, en hy het las van ding. Maar ons moet verstaan, ons is verskillend. Nou ja, tussen ons is daar verskille, maar mag ons verskille net nooit geskille word. En dit is waar jy die lyn trek. Hoekom sal jy dit wil doen? As jy met aanhou sommer net beklei, uit beginsel uit, is jy 'n ernstige geval van depressie. Ons moet nie dink dat die mense van Suid-Afrika almal eintlik in 'n depressie is. As jy regtig kyk na die simptome, ons is in 'n depressie. Jy weet, ons het gaan op die grens gaan oorlog maak en so dinge. Jy weet, as jy nou regtig ernstig raak en gelukkig nie so erg met ons, maar as jy nou in 'n aanval is van 'n kontak en hulle skiet jou vriende aan die ander kant of die ander kant het ons se been raak of jy weet, te groot mate toon hulle altyd sy been af. Dit is asof jy nie voel daarvoor nie. Wanneer jy in 'n kontak is, het jy nie 'n saak met die ander ou nie. Dis nag, maar dis dood. Dit is, maar daai is 'n switch wat die Skepper in ons ingebou het. So dit is daai switch wat ons almal eintlik 'n groot gedeelte van het. So ons moet daai switchie terugkry. Gebruik baie kere 'n metafoor van hoe werk hierdie ding nou eintlik verder. Hy werk so, dis my metafoor. Jy op die plaaspaai ry, waar ons nogal dikwels ry. Sal jy sien, hierdie ou gaan dorp toe, die ander ene kom van die dorp af. Dis twee bure, daai bakkie kom vandag af hier gaan soen toe.
Maar, jy weet, van ver af sien hulle mekaar en hierdie ene begin al klaar dink, eerlikheid, weet jy, nee, hy het bees van hom 'n draad gespring het, 'n hele draad opgevoed het, amper 'n week gevat om daai ding reg te maak. Hy dink weer, hy bransie koei wat jy daar aan die ander kant gekoop het, is, weet jy wat, my hele trop het siek geword. En die beste wat jy gaan kry, is daai twee boere uit wat so by mekaar gaan verby is, jy moet dit net kyk jy linksie, kyk jy regs nie. Kyk of die reën kom, kyk of die reën kom. Dis soos dit is. As die vrou van vooraf kom en hy kom van die kant, hy heel moontlik dit kry. As die kinders ook in die kar is saam met die vrou, dan heel moontlik dit by die boer kry. Dit is hoe dit is. Aan die ander kant. Die dag as die veld aan die brand is, lei daai boere mekaar se drade af, hulle ry. Jy kan maak wat jy wil, dit is net fire hydrants en ek weet nie wat en vuur slaan as dit is goed. Dit is nogal iets waar ek dink waar ons vandag is. Vuur, dan is 'n vuur. En ja, ons moet maar uit dit uitwerk. Maar soos die ou boere in die Kaap was, wat nou begin trek het met die osse, dan kom hy daar by 'n dal. Al hy wa vas. Maar wat nou gebeur is die wa het in 94 vasgevang. En nou staan daar duisende ouens daar boer. Dit is net 'n gesweepklappery. 'n Sweepklap van hier en is 'n sweepklap van daar. En jy kry die ou belastingbetaler wat vir 'n salaris werk. Die arme mense is die osse. Hulle is die osse wat die belastingbetaler in die hand. Jy weet. Maar waar is die ou leiertjie? Hier, hy ou slegte ou daar aan die ander kant. So ek het nogal half gedink dit werk dalk vir my. Miskien moet ek probeer om iets te doen hierso. So ek wil graag 'n platform skep. Die platform sê so. Enige persoon wat in selfbeskikking belangstel, kan gaan sê in hierdie platform in. Nou, ons het mos nou ons eie ou munisipaliteite, jy weet, daai tyd van Kongwemi, daar waar ons is, Pretoria, Noord, en. Om daai goed vinnig weer reg te kry, is 'n kwessie van net so. Want ons het komplekse, wat, jy weet hierdie aftrekkomplekse, die verhuuringskomplekse, wat op baie stelsels werk. Dit werk. Dit is maklik. Hulle vorder belasting in, hulle betaal wat betaal moet word. So, daar is nie moeilikheid. Maar hier is die ding. Ons mense, hoe gaan ons daai ding uitlei? Daai switch, dit is vir my die uitdaging. Maar nou ja, die werklikheid is, as iemand nie die eerste treetjie gee nie, dan gaan dit gebeur. Dit kan ek jou 100% waarborg. As jy die eerste treetjie gee, ook al in jou besigheid, soos julle almal weet, dis dit. Ou maar net die som maak, is dit die moeite werd. Ek dink ou Karel toe hy werk getrek het, het hy 'n som gemaak. Jy weet wat, maak nie saak by die som as jy kry. Weer daai klas van waar is daai ding. So, dit is in kort wat dit is. So met die ander woorde, in die munisipale verkiesings wil ons hê dat gemeenskappe kies hulle leier wat hulle in die munisipaliteit gaan verteenwoordig. Met ander woorde, Sipho en Siphiwe, hulle kry nie meer die R38,000 in 'n mediese fonds nie, Janie en Sunny kry dit. Nie 'n slegte deal daarin. So ek dink al met 10 setels in die munisipaliteit, R380,000 per maand. Per is nou 4 miljoen per jaar. Dis 'n deal. As hulle inkom, nou kom julle by daar.
As jy meer geld het om te spandeer, kan jy dit spandeer op ander goed, as belasting, herstel en. Nou kry die sakemanne, hulle weet, as 'n slaggat, jy stuur 'n brief vir die munisipaliteit en sê, hoor hierso, tussen ergens en nêrens op die hoek daar is 'n slaggat. Maak hom vir ons asseblief reg binne 3 dae. Maak hom nie reg nie. Nou gaan ons 3 kwotasies kry by ons manne. Hy 3 kwotasies. Hulle gaan nou kwalifiseer, hulle maak die pad reg. Ons stuur die rekening in die munisipaliteit. Sê, weet jy wat as ek doen, moenie nou nie meer wat bekommerd wees. As jy my nie betaal nie, ons is sommer vir die belasting aftrek. Dit is 'n bietjie ver vorentoe, maar as jy nie die visie het nie, dan gaan dit nie gebeur. Ek sê maar net, die ou tannie bly daar met ou geld. Daar nou vir 30 jaar, haar man is oorlede. Sy betaal aan mors dood en erfbelasting. Ons kry 'n paar van ons mense en sê, hoor, kan julle die haar help met die tuin wegmaak. So, daar's baie geleenthede, as jy in Oranje gaan rondloop en julle sien. Jy kan nie huis bou in Oranje, die arbeid is te duur. Maar so, jy met ander woorde, dis 'n skrikkelike ryk mense wat daar bou. So, ewesklik is daar 'n klomp geld. Groot geld lê hier. Sê maar net. Dit is die gedagte van die hele ding. En ja, ons wil kyk of ons staptog kan begin. Van Pretoria af reg rondom die ou Boerrepubliek. Besig met daai. Ek is ook besig met reklame maatskappy. Die ding vir my gaan help dryf deur die internet. Miskien nog 'n ander groot instansie wat vir my gaan help om te sê, kom ons aktiveer die mense in die gemeenskappe en die dorpies waar ons daai betekenis staan. So dit is die lank en die kort van die verhaal. Om te besluit vir my storie net. Nou is die verhaal tyd. Wanneer gaan jou naam verskyn op die ballot? Ja, dit is 'n mooi vraag. My naam sal nooit op 'n ballot verskyn. Nooit. Dit sal nie gebeur nie. Ek haat politiek te veel, maar ek weet die bus. Bus is die waarmee ek besig is. Die gemeenskappe trim op die sitplekke, maar die persone, die kiesers, gaan agter die stuurwiel inklim en hulle die speel. Hulle gaan hy speel draai. Hulle gaan maar daai bus ry. So in Switserland gebeur dit reeds. Hierdie tipe oefening. Dis alles op die webwerf, julle kan dit sien. Maar die kantone is nog steeds na amper 300 jaar besig om te onderverdeel. En die Italianers wat in die een kanton bly en die Franse en die Switserse mense, hulle wil eintlik op hulle eie bly. Hulle wil nie meng. Niemand is kwaad en niemand anders. Alles soos dit is. In Genève is 1/11 van Genève is in Switserland en 1/2 is in Frankrijk. Zwitserland is 'n kanton en daai stuk is 'n kanton. So jy kan 'n kanton hê en hy is nogal deel van Frankryk amper, jy weet, as jy dit is net die 3 potlode kry, as jy die grens gewees op die stadium. So jy hoef nie is dit gordyn op te sit en te sê, hoor, jy bly uit en ek bly uit nie. En die Engelse sê maar dit is 'n ding van birds of a feather flock together. Maar my naam staan nie daar wees. Die organisasienaam, Selfbeskikking SA, hy sal die daar sê hierdie is Afrikaanse kant, daar is die Engelse kant. Maar wat ene is boer. Maar hy sal uit die aard van die saak sal dit verskyn wanneer jy vir die kies af vir die stembus kom. Gaan jy tussen die 300 ander partye, jy moet soek
en by hom gaan werk jy maar. Het is nogal interessant en daar is 40 politieke partye wat elke maand registreer. Wat nou aan die gang is, die ander kant, is baie verdeeld. Baie verdeeld. Vir ons. Sou jy dit reg doen? Team, die afdelings, saamwerk. Of het jy die munisipaliteit? Daar is plekkies waar dit reeds so werk, maar as geen legitimiteit nie. Die ANC het nie legitimiteit gehad oor 94. Die stem nie klomp die dag daarna het hulle legitimiteit gehad. Hoe kom hulle weer te maak, wat jy nou, wat ons vandag maak. So, jy gaan nie, kijk, daar is baie ouens, jy weet, en ek weet nie of jy weet van, ook byvoorbeeld, daar is ook ander groepe, baie groepe en baie prokureurs wat regtig hard werk met hierdie groep. Dit bly so, jy kan nie dit wettiglik doen as jy nie by stemmes uitkom. Dit is dit. Ja, ons gaan baie daarvan om 2026 hierdie ding te hê. Ek wil amper sê, as hierdie ding die doelgesê nou loop, dan behoort ons 'n verskil te maak. Of alles is so klein. So ergens wil dit praat van die skip is in die verkeerde pad en hy is besig om te sink. So, nou ja, dan as ons dit wees, bring maar in jou bootjie in. Jou selfbeskikkingsboeie, of bootjies in, roei ou maat. Wie, ons is dan nie. Yes, sir. Ja, jy is heeltemal reg. Ek moet jy sê, as jy self beskikking praat, dan wil almal vir jou sê, is apartheid, ensovoorts. Kyk, ek sê so, is 'n reënboog, dit is die reënboog nasie, flip en reënboog, nee, hy is nog so grys as wat jy kan. Hy in jou grys area, onder jou grys reënboog, maar die reënboog is ook apart. 'n Blouetjie en 'n persietjie en 'n geeltjie en 'n oranjetjie, so 'n rooietjie. Weet jy wat nou? Hy ding is deel van die psyops van die mainstream media. Ons moet dit besef, doordat ons nie soos kan. So dit is daai afdeling. En daar is niks fout met selfs. Ja, ek was in Tesla. Daar was 64 lande. En hulle almal soek in hulle lande selfbeskikking. Ek het dan hy optog dood deelgeneem. 250,000 mense. Hulle soek selfbeskikking. Dit is die teenpool vir die globalisme is besig om te kraak. Selfbeskikking van miskien vir dit dalk 'n jaar, miskien 20 jaar. Ja, dit is het. Deze van dan die blanke vrienden wordt al belemmen. Tweede door die scenario's ben je toekomst gaan aantal. Ja, daai is goed. Daai vraag het eintlik vir my en Oranje nou beantwoord. So wat gebeur is, jy kry 'n kerndorp. Ek sien Afriforum hulle praat van 'n ankerdorp. En dan 'n klein dorpies in die omgewing. Hulle sal nou daar inskakel. Nou Oranje is deel van Hope Town, is deel van Griekostad of so iets, jy weet hulle. Maar op die stadium as sodra hulle die meerderheid word in daai ankerdorp, dan het hulle die maak. So dis 'n veilige gebied. Dit moet jy weet. Oranje is 'n veilige gebied. Hulle Kleinfontein mense sal net uitpassie. Sal hulle Kleinfontein gaan oppas.
Dit so, ek is nogal taamlik, dit is 'n baie groot vraag. Kom ek gee vir die regte antwoord gee. As jy nie ten minste 50.000 mense in 'n ankerdorp het, dan is hy nie lewensvatbaar. Dit mos hulle praat van boere, ekonomiese eenheid. Jy sien, so jy moet nie bietjie meer as 50.000 mense daar hê, met pensioene, met ou mense en om hierdie ding te laat werk. Maar baie van ons dorpe het dit, veral hierdie ankerdorpe. Sorry, dryf julle die ding onder artikel 235 in die grondwet? Ja, dit was die Afrikaner akkoord. Dit is daar. Kijk, de grote vraag teen was nog altijd, wie wil het hê en waar wil julle dit? Mandela het dit vir Connie Mulder hulle gevra. Toe sy nie aan. So, nou kan ons sê, daar waar ons vir selfbeskikking sê, dit is daar waar ons het wil hê, want daarin kies het, sê, is waar dit is. En niks moeilikheid. Cyril het nou gesê dat Palestina moet 'n two-state solution kry. Hy is 'n stempel op al wees. Die ding is ons moet vat. As jy dit nie gaan vat, gaan jy dit nie kry nie. Dis goedkoop om te gaan registreer. Jy vat dit dag al vir die werk. Dis goedkoop om dan te gaan stem. Dis 2 dae vir die werk. Al die belasting wat hulle jou op jou gaan gooi die volgende 5 jaar. Dis goedkoop. En dit, en as jy jou wiele in 'n pothole sit en ry, wat gaan gebeur? Jy gaan sit halfdag in die wieleplek en jy betaal daaraan. Dis goedkoop om te gaan stem. Selfstem. Volgens my 'n grys area is dat fair enough, kom ons sê jy kry 2 stemme in die stadgraf. Wat is daai 2 stemme? Gaan hulle oor die skole, die paaie, die veiligheid, alles gaan hulle daai 2 ouens dit alles keer in hierdie beskikking area of gaan hulle daarso ook nog van eie mense? En die stadgraf self het ook nog, want die res van die mense moet ook nog hanteer. So jy het presies binne in die staatsstad en hulle stem saam met jou. Dit maak nie saak. Kyk nou 'n voorbeeld, daar waar ek bly. Daar's 'n Engelse ou hier as 'n naam Melvin. Hy staan vir 'n baie gedagte. Ja, hy staan vir 'n goeie gedagte, maar sy baas stem nie staan. As dit nou nie vir daai ouetjie was, het ek nie krag vir 2 jaar gehad. So dit is hoeveel krag wat jy daarin het, dan kan jy self jou. En jy sal dit kry, al die skywe en die kleie en die goed, is nie nodig om te, maar jy is ten minste betaal. Kom op, ek het nog altyd gesê, dit is nou maar ons, hy is die grys. Hy gaan staan in my parlement en hy gaan sê wat dit beteken. Hieruit, hy het gesê. En as hy nie daar staan het, dit is al wat ek sê. Gaan hierdie ding oor nag gebeur. En dan. Hy sal maar met hy. Dan sê dankie Leon, ons almal weet 'n bietjie meer van selfbeskikking af. Dis amper soos wat Eugene de Blaans gesê het, hy's nie 'n rasis nie, hy's net ras. Almal is so. Met ander woorde, ons kyk wat ons kan doen, dat van die man met stemme nodig, dat hy met ons gesels en as dit jou voel dat dit waar jy wil beweeg, dan kry jy daar by hulle en help hulle. Want soos jy sê, alles begin met die eerste stemmetjie. Die eerste treetjie. OK, nou sit by die gedeelte van die vergadering wat elkeen gaan vertel van sy eie besigheid. Hoe jy dit gaan doen is dat hy gaan sy naam gee, sy besigheid se naam gee, 'n kort beskrywing van sy besigheid, weer sy naam gee en die besigheid en dalk met wie wil hy kontak. Want dan as dit iemand is wat daar spesifieke gedeeltes soos 'n eienaarsagent of prokureur wil kontak, is hy welkom om te doen. Ons gee so 30 sekondes, moenie te lank gaan asseblief. En kom ons begin hier by Leon vandag. Kijk, Leon,
Maatskappy se naam is ek begin Bjorn en my maatskappy se naam is Edron. Ek is elektroniese ingenieur, doen elektroniese ontwerpe. Ek is elektroniese ingenieur, doen elektroniese ontwerpe. Enige iemand die elektroniese idee het, ek ontwerp, sluit programmering in, sluit ook programma met die rekenaar. Edron, dankie. Ons PB iemand, of dat ons alles waar ons veilig. Overal. Nog een mond hou, so ook Daar's baie en vanmôre doen. Ek sal 6 jaar in die bedryf. Dan is het goed met alle bezig weer. Allemaal terug aan swaar. Dankie. Dat is die volgende ene. Ek draai die knoppie bietjie harder op ons en heel bo. Blyf flat. Hallo julle. Dis Julle, ek is Mariaan. Ek is van die maatskappy Marie Training Center aan. Ons doen al jou, ek gaan 'n bietjie Engels en Afrikaans met mekaar praat. So ons doen al julle occupational health and safety and compliance training. Ons help met julle legal liability, so fire fighting. Julle forklift training, TLBs, OE cranes, die works. Ons het baie van dit. Ons werk met klein maatskappye van jou kleuterskool af tot en met groot industriële maatskappye. So ons help julle daarmee. Dankie julle. Hallo. Dis Diana. Vir dit services af, die van julle wat self issues het, persoonlik, besigheid, subsidie, maatskappy, administrasie en enige boekhouding, ek is op help. En dan ek verteenwoordig ook een van ons nuwe lede wat Apple Blossom bemiste is. Sê maar net namens almal, dankie dat julle ook hier is vir die groep. Hulle kan nie altyd by die vergadering wees nie, maar hulle support ons ook. Julle is Ria. Praat asseblief donasies vir die olifant. Enige bruikbare ons in julle huis wat rondlê, dat julle regtig nie gebruik nie, kere, enige iets asseblief. Ons plaaskennis daarvoor. Baie dankie. As iemand iets wil gee vir die wat olifant en hulle het nie vervoer nie, kontak vir Ria, ons sal rede toe om op julle huis sit. Ek sê mens kan as, daar's 'n Bosveld stereo, so ek ook advertensies vir. So as enige iemand wil adverteer op die radio, dan kan julle my gerus kontak en dan kan ons kyk wat julle kan doen. Ja. Ek is Pierre Libbe, is in die regte plek? Ek is Pierre Libbe, ek het al baie besighede begin, ek hoop hier een gaan geslaag, Good News Disciples, ek maak custom made hemde en ek behoort binnekort die advertensies kry daarvoor en die hemde gaan nou weer so lyk en gaan skrif op hê, want as ek my besigheid nie slaag nie, het ek hemde wat ek wil hê. Hallo, ek is André kom hier, wat hoe met AdWords. So as julle weet van kliënte wat hulle tuin wil verbeter, Louise hierso, van die AdWords misgekoop en haar gras het totaal verander. So
Ons het nou 'n spesiale aanbod wat jy 50% afslag kan kry op al die aardworms wat jy so aankoop. So Safari kwekery hou dit ook aan as jy dit daar wil gaan kyk, maar kon dit my gerus. Andrei van Aardwurm SA. So ja, van die ou kant ek verteenwoordig sommer so vandag van buite beroep companies hierso. Ja, ons werk baie hard in die kantoor, ons bou 'n projek. Praat met ons oor dit. Dit is ja, baie winsgewend wees vir jou. So ja, ons probeer om 'n groot projek aan die gang te sit en ek gaan nie hier te veel sê nie want ja, maar praat met ons baie dinge om daar te doen. Wat ek wil sê van skouerstuur is een van die kerngedeeltes van hierdie groot projek. Ons moet hierdie projek uitbou. Ek vra elkeen van julle, doen asseblief jou moeite, nooi jou vriende uit. Ons gaan 'n groot afskeid hê die 12de. Kry almal daar by mekaar. Baie belangrik, elkeen van die direkteure wat hier is 'n voorsitter van 'n subkomitee. So daar's behalwe nou vir die voorsitter, die ondervoorsitter en die sekretaris, is al die ander ouens voorsitter van 'n komitee. Nou seker nie, ek word amper gesê, maar ja, elkeen van die ouens is die voorsitter van 'n komitee. So as een van daai ouens jou kontak om jou te hulle moet 'n klein spannetjie om hulle vergader om hulle te help. So kyk asseblief daarna. So as jy vra, help my met dit of dat, dan weet jy hy is deel van die komitee en hy probeer net die 'n bietjie uitbou. Okay, dankie, dis my storie. Verder. Prima, dan almal. Ek ken my nou al goed. Ek gaan 2 keer praat vandag. Die eerste keer is vir die voedselkoöperasie. Ek wil julle vra, julle het nou almal die presensielys geteken, het julle steker gemaak julle telefoonnommers op. Want ek wil vir elkeen van julle 'n klein videoetjie stuur. Hy's net so 'n minuut so lank op jou selfoon. Kyk jy hom daar en dan as jy dink is 'n goeie videoetjie, dan stuur jy hom vir 10 van jou vriendinne. En as daar nie vriendinne is nie, vir jou vriende. Hulle ook kan kyk en dan sluit hulle aan by die voedselkoöperasie en dan word ons groot en sterk. Dis wat ons wil wees. En dan die tweede een. Jy het gepraat van selfbeskikking, maar 'n land en 'n volk bestaan uit groot families. Groot families bestaan uit klein gesinne. Hierdie Desember maand stig ek die Rood Familie Koöperasie. Ons is so 10,000 roods in hierdie land, vir die van julle wat nie geweet het. En ek gaan hulle oortuig dat hulle as die roods hulle eie clan vorm, sodat ons vir ander families ook kan wys hoe dit werk. So enige is van julle wat graag julle familie wil voorberei vir die nuwe toekoms. Of my, en kyk wat ek doen, doen dieselfde, en julle gaan verstom wees wat julle kan regkry. Klein families, groot families, dit werk reg oor die wêreld soos 'n bom. Kom gesels met my. Okay, Louise is next. Goeiemôre almal, my naam is Louise. Ek doen marketing en ek doen brand development. As jy iemand nodig het om 'n nuwe brand te establish en corporate identity op te stel van die grond af op, dan kan jy dit baie gesels. En ek is verder baie opgewonde oor die toekoms by skouerstuur en ook by die maatskappy. So ons vra vir almal om julle vriende te nooi en om meer mense te probeer kry en ook om almal moet nou vir die luister wat uit regtig baie goeie raad. Dan sê laaste, ek is Etienne. My besigheidnaam is Pro Electric. Ons is 'n elektriese maatskappy, ons kontrakteurs. Enigiets wat jy wil elektries gedoen het van jou huisaanbouings tot die COC van jou huis. Ons kan jou help daarmee, gee vir ons 'n lykie of as jy net wil raad nodig het. Kontak my enige tyd, dis Etienne van Pro Electric. Baie dankie. Okay, nou is die volgende ene. Ons het so gedeelte van die vergadering wat ons altyd 'n bietjie motivering gee vir die lede vir netwerking en daai tipe van goed. Dit het 'n goed gedink vandag en dit het mooi aangeval met Leon se praatjie. Ek het dit raak gelees op die internet van Elon Musk. Wat is hy in kort
sy agtergrond is ook kan stel van 'n Pretoria bootjie tot waar hy vandag is. Kom nou vertel vir ons 'n bietjie. Ja, word ons altyd hier in die kant gegooi. Jy weet, ons boere weet ons op te swem. Net in die mic reg kry. Okay. Elon Musk, die man wat nie wou ophou nie, soos wat ek en gesê het, 'n Pretoriaaner. Dink vir 'n oomblik aan 'n man wat deur kenners uitgelag is, deur beleggers bevraagteken is, die sy idees as belaglik beskou is. 'n Man wat eens op die vloer van sy kantoor geslaap het, omdat hy nie huur kon bekostig nie. 'n Man wat al sy geld 3 keer gewaag het vir 'n droom wat groter is as homself. Daardie man is Elon Musk en sy storie gaan nie net oor tegnologie nie. Dit gaan oor dapperheid, volharding, geloof, dat jy die wêreld kan verander as jy nie net opgee nie. Dromer uit Suid-Afrika, dis wat hulle hom noem, Elon Musk. Hy is gebore in Pretoria, 1971. Hy was 'n stil, nuuskierige seun wat ure lank gelees het en oor die toekoms gedroom het. Teen die ouderdom van 12 het hy homself geleer om te programmeer en sy eerste rekenaarspeletjie van so wat $500 te verkoop. Maar hy was nie gewild nie. Hy is geboelie en hard. Een keer so erg dat hy in die hospitaal beland het. Tog het hy nog nooit opgehou droom nie. Hy wou 'n wêreld wees waar drome ernstig opgeneem word. So op 17 verlaat hy Suid-Afrika met byna niks in sy sak nie, om in Noord-Amerika 'n nuwe lewe te kan gaan begin. As iets belangrik genoeg is, doen jy dit. Self, al is al die kanse teen jou. Elkeen van ons weet wat jy sal sit, as jy uithou, oortoe knyp, ander weer probeer. Daardie geloof sou die res van sy lewe bepaal. Sy eerste sukses in 1995, tydens die begin van die internet-era, het Elon en sy broer Kimball 'n maatskappy begin genaamd Zip2. Die idee was 'n eenvoudige aanlyn gids met kaarte en besigheidslysies, amper soos Google Maps en Help vandag. Hulle het letterlik in die kantoor geslaap en by YMCA gaan stort, want hulle kon nie huur betaal nie. Maar hulle het aangehou werk. Na 4 jaar koop Compaq die maatskappy vir $307 miljoen. Elon kry so wat 22 miljoen uit die verkoop. Vir meeste mense sê dit die einde van die pad wees. Vir Musk was dit net die begin. Met sy win begin hy X.com, 'n aanlyn bankplatform. Mense het gedink dit is waansinnig. Maar Elon het die toekoms aan aanlyn betalings gesien. Na 'n samesmelting met 'n ander maatskappy word dit PayPal, wat ons almal ken vandag. In 2002 koop eBay PayPal vir $1.5 miljard. Musk loop weg met $780 miljoen. Hy kon aftree. Hy kon rustig leef vir die res van sy dae. Maar in plaas daarvan besluit hy om alles weer te waag op 3 dinge wat almal as onmoontlik genoem het. Ruimtereise, elektriese motors en skoon energie. SpaceX om die sterre te bereik. In 2002 stig hy SpaceX, Space Exploration Technologies. Sy doel om die koste van ruimtevaart te verlaag en mense na ander planete te neem. Maar dit was ongelooflik moeilik. Sy eerste 3 vuurpyle het almal misluk. Elke een het miljoene $ gekos. Na die derde mislukking was SpaceX feitelik bankrot. Hy het net genoeg geld gehad vir een laaste lansering. En toe, 2008, slaag daardie vuurpyl. SpaceX word die eerste privaat maatskappy wat 'n vuurpyl suksesvol in ons wentelbaan plaas. Net 'n paar weke later gee NASA vir hulle 'n kontrak van $1.6 miljard. SpaceX is gered. Elon se woorde het waar geword. As iets belangrik genoeg is, selfs al is dit al die kanse teen jou, moet jy dit reeds doen. Terwyl SpaceX aan die gang was, het Musk ook betrokke geraak by Tesla Motors
Die wêreld het elektriese motors uitgelaat. Die dier het hulle gesê, te stadig. Maar 2008 was Tesla bijna bankrot. Hy het sy laaste geld omtrent $35 miljoen ingesit om die maatskappy aan die lewe te hou. Hy moes geld leen om kos en verhuur te betaal, maar hy het nie opgegee nie. Hy het in die fabriek geslaap, saam met sy ingenieurs gewerk en alles gegee. Toe kom Tesla Model S. Dit was vinnig, stylvol en het gewys dat elektrische motors die toekoms is. Vandag is Tesla miljarde werd en die hele motorbedryf moes verander om by te hou. Maar Elon het nie daar gestop nie. Hy het selfs te begin om sonenergie vir gewone mense beskikbaar te maak. Hy het die Boring Company gestig om verkeer met ondergrondse tunnels te verminder. Hy het Neuralink geskenk om mense se breine met rekenaars te verbind. Hy het OpenAI gehelp stig om kunsmatige intelligensie veiliger te maak. En in 2022 koop hy Twitter, wat hy later X noem, sy droom van alles in een app. Mense staan nog nie altyd saam met hom nie, maar niemand kan sê, hy droom klein nie. Is dit help vir een van julle? Leon van Rooi is online. Ek wil net by jou hoor, Leon. As jy ons kan hoor, ek het jou net 'n invite gestuur, jy kan gerus jouself voorstel en vir ons vertel wat jy doen. Ek het jou 'n invite gestuur, so kyk gou of jy kan praat as jy jouself net van mute afhaal. Leon van Rooi. En die ander ou sê dit Rian van die kerk. Die ander ou is Rian van die kerk. En hy ons net kontak as ons kan hoor. Hy sê nou so daarna Ilona se oorlegging daar. Elon Musk. Ek dink ek kan nou Charlize staan ook. Twee van hulle het gesê, hulle is geboelie in Suid-Afrika. En nou het ek 'n briljante besigheidsidee. Die van julle wat wil sukses bereik, ek's beskikbaar, R10 te klap. Leon, kan jy ons hoor? Okay, ons sal volgende keer weer ook ander moet vergader. Okay, baie dankie Lano. Een ding van Elon Musk is hy soos 'n maak die mense, want hy het blykbaar 14 kinders. Man is nooit rustig nie. Baie dankie vir dit. Ek dink ons kan almal 'n stukkie daar uitneem en altyd die verskoning van ek kan nie of ek wil nie of ek mag nie of is te moeilik of wat ook al. Daar's nou een persoon wat alles gehoor kom het en kyk waar hy vandag. En dis nie te sê dat niemand anders dit kan doen. Okay, die volgende gedeelte van die vergadering is die van leed. Wie van julle weet vir iemand wat julle gehelp het met besigheid of wat verjaar het of enigiets in daai lyn? Ek wil net aan my kant dankie sê vir Dani, hy is 'n lid van ons, hy is nie vandag hier nie vir die besigheid wat ons gestuur het, sowel as vir Herman. Hy het ook vir my besigheid gestuur, ek waardeer dit. Is daar ander mense wat dalk iets het van skouerskiel mense wat vir julle dankie gesê het? Wil dankie sê. Ja, Pierre. Binne 5 minute na die liggame gevat. Hier maandag voor maandag is dit nou weer elke dag. Baie dankie aan Elbie. Dit is goed wat waardeer is en dit is wat we nie weggaan. Okay, dan is daar nog iemand? Kom op klap. Okay, dankie. Is daar nog iemand wat iets wil sê? En wie van dit?
Okay, dan die volgende gedeelte is in die algemene gedeelte, is daar iets van julle wil sê, al wat ek wil noem daarso, is dat julle dagboek koppel vir die 12de Desember, ons wil graag dan vir ons almal 'n lekker afskeid gee. Dit gaan ook hierso wees. Met ander woorde, hou julle dagboek oop. Daar is nie geld betrokke nie, al wat jy sal moet bring is jou gewone mes en vork en 'n bord. Die koelranke en die koffies en goed sal verskaf word vir jou en jou gade. Ons wil nie regtig daai dag gaste daar hê nie, ons is net vir ons groepie as sulks. Wat sal gebeur het is dat die mense wat in hoofkantoor sit, hulle sal wees van 12 tot 2 en dan van 2 af sal ons dan bymekaar kom saam met Kobus se groep ook, met ander woorde dan sal ons gedeeltes hê aan daai kant. Is daar nog iemand wat iets wil sê? Ja, ons begin 2 weer. Ja, sê baie dankie mense, dit is 'n lekker vergadering gewees. Ek hoop julle vat iets huis toe. En ons sien julle volgende week. Baie dankie. Totsiens.